Willem Petzer het onlangs 'n baie interessante video gemaak. Hy het dit in Engels gemaak. Jy kan dit kry daar op YouTube. Ek sal voorstel jy gaan kyk 'n bietjie na hierdie video. Hy gee meer feite as wat ek gee, maar hy wys daarop dat daar 'n berig uitgekom het waar volgens Kaapstad 7 biljoen rand meer, 7 billion rand, so dis 7 miljard, skus tog, 7 miljard rand meer nodig het to support Cape Town squatter camps. So hierdie Kaapstad metropool sit met soveel squatters, plakkers wat instroom, daar onder andere van Oos-Kaap en so aan af in, dat hulle sê, die getal plakkers in Kaapstad het opgegaan van 285.000 in 2014 na 1,5 miljoen vandag. Nou ek dink hulle is natuurlik uit met hulle getalle, dis definitief meer. Now the city of Cape Town will make its residents pay for a 7 billion rand plan, so 7 miljard, to service these massive unsustainable squatter camps funded by property tax increase of 8%. So, saam met jou elektrisiteit en jou vullisverwydering en so aan, gaan die munisipale rekening van gemiddelde huisgesinne, die middelklas, styg met iets soos 25% in 1 jaar. Sodat hulle nou al hierdie free stuff, kyk, hulle moet nou hierdie squatters en squattercamps moet hulle nou onderhou. En dit is onder die DA. Dit is nou onder die DA. Nou ja, ek het lankal vir julle gesê, die DA is 'n blik wurms. Maar, wat vir my belangrik is hier, is dat die blanke, en die ouens wat ekonomies aktief is, mense met middelklas huisgesinne, wat nog kinders het, wat kinders op skool het, wat kinders op universiteit het, hulle moet meer betaal, sodat die plakkers, vullisverwydering aan water, aan elektrisiteit, en so aan kan hê. So die een groep betaal vir die ander groep. Nou, dit is ook maar 'n vorm van kommunisme. En dit het alles te doen in elk geval met die DA se liberale idee. Die plan is om Suid-Afrika af te breek na niks nie, en om van die blanke ontslae te raak. As hulle hom nie kan uitbaster nie, wel, dan gaan hulle hom verhonger, en as hulle nie dit kan doen nie, dan gaan hulle probeer om hom te vermoor. So, dit is of die een of die ander. Dit is maar altyd op die kaarte, die ander het maar altyd dieselfde plan. Maar wat vir my belangrik is dat ons sit in 'n situasie waar die belastingbetaler, en daar's baie min van hulle, moet nou hierdie plakkerskampe moet ons dra. Ag, ons sien dieselfde hier in Pretoria, ons reg oor die land, want die grense is oopgegooi en dis 'n instroming wat plaasvind, en iemand moet daarvoor betaal. Ek meen, daar's 28 miljoen op SASSA. Iemand moet daarvoor betaal, wel die belastingbetaler moet daarvoor betaal. En wie is hierdie belastingbetaler? Ek wil vir jou sê, hy's oorwegend is dit blankes wat belasting betaal. Hierdie swart ekonomiese sektor in die land is informeel. Hy werk met kontant. Met die gevolg is, dis baie moeilik om hom te belas. So jy belas nou die blanke. En ek sien die ding met SARS is nou so ver, SARS en die banke en binnelandse sake is nou gekoppel. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie. So SARS het nou direkte toegang tot jou rekening, saam met die banke en binnelandse sake, kan hulle nou alles verifieer wat in jou rekening aangaan, en dit is maar die eerste fase van die B-system wat ons sien wat begin implementeer word. En dit sal natuurlik gaan na die social credit score toe, dis waar ons op pad is, waar volgens hulle gaan besluit wat jy eet en hoeveel elektrisiteit en water jy mag gebruik en mag jy kontant trek en hoeveel kontant mag jy trek en die tipe van ding. Dis waar ons op pad is. Nou, daarvoor het jy ekonomiese aktiewe mense nodig. Maar hoe moet hierdie mense nou belasting bly betaal as hulle sukkel om te oorleef? En dit het alles te doen met oop grense. Die oomblik as jy jou land oopgooi, vir al wat 'n Jan Rap en sy maat en elke sot en elkeen wat onder 'n boom en 'n brug bly, dan het jy hierdie probleem. En weet jy wat doen die liberalis? Die liberalis vlug land uit, hy los ons met die probleem.
Dis wat die liberalist doen. Jy sal ook sien, die Jode gaan almal op 'n stadium land uitvlug, en almal wat 'n dubbele paspoort het, gaan op 'n stadium land uitvlug. En ons agterlos met hierdie gemors, wat ons reeds voor 94 voorspel het gaan gebeur. So, baie belangrik om te verstaan, as jy sien jou munisipale rekeninge gaan op, dan moet jy weet, jy betaal vir hierdie plakkers, en weet jy wat doen hierdie plakker? Hy staan daar op die hoek van die straat, en wanneer jy daar stop, dan slaan hy jou venster stikkend met 'n baksteen en steel jou handsak, of hy maak die kar se deur oop en probeer jou kind steel, of hy skiet jou daar dood en trek jou uit jou voertuig uit en steel jou voertuig. So dit is waarmee jy sit. Of hulle maak 'n gang vanaand, kry 'n paar onwettige vuurwapens, of vra die polisie, want deesdae verloor die polisie so hulle wapens, dis net nie snaaks nie, en kry die wapens by die polisiewapens, en dan gaan pleeg hulle vanaand 'n plaasmoord. Hierdie plakkers wat so inkom. So, hy het nie 'n vaste werk nie, hy betaal nie belasting nie, hy is eintlik 'n parasiet, dis eintlik wat hy is 'n parasiet. So, ons moet nou net mooi verstaan hoe dit werk. Jy betaal 3 dubbel in dwars vir hierdie klomp plakkers. As dit nie geldelik is nie, is dit op veiligheid. Jou veiligheidsrisiko, elke keer as jy in die kar klim as jy ry, die steel van die skape en die bokke, die steel van vee, die plaasmoorde, die misdaad, die skole is oopgegooi, elkeen kan inkom, hy het nie 'n geboortesertifikaat, 'n Suid-Afrikaanse geboortesertifikaat hê nie, hy kan maar net daar kom sit, ons gaan hom skool gee, al kom hy waarvandaan af, Nigerië, Somalië, Marokko, maak nie saak nie, die Suid-Afrikaanse belastingbetaler, waarvan daar, wat minder as 7 miljoen is, ek dink nie daar's 3 miljoen nie, my persoonlike opinie, hulle moet hierdie ouens dra, en die ANC gebruik dit om die land in totale armoede te hou, en onderdruk te hou, en afhanklik van die regering te hou, so almal moet bakkant staan by die regering vir 'n SASSA-grant, want die regering kan in elk geval nie werk skep nie. Die Kusite kan nie werk skep nie. Hy kan nie heers nie. Die aarde is nie aan onderwerp nie. Hy is deel van hierdie vervloekte rasse van die Ou Testament. En dan is daar nog steeds mense wat vir jou verduidelik, dit is nie so nie. So, mens kan ons nou duidelik sien op wie rus die vloek, en op wie rus die seëninge van die wêreld. Maar nou ja, die liberaliste moet maar ook help betaal, want myns insiens werk het so, een deel van die blanke bevolking kan nie in plakkerskampe sit, en die ander ouens ry met mooi bakkies, en bly in mooi huise, en het 'n ekstra huisie by die see nie. Persoonlik dink ek, dat die moeilikheid so moet kom, dat ons almal gelyk is, al die blankes in hierdie land moet gelyk wees. As een lot op 'n klip onder 'n boom sit met die klere aan hulle basse, dan moet dit vir almal wees. Dis my persoonlike opinie, want is die maklikste manier, en die vinnigste manier, hoe God hierdie volk gaan wakker kry, en uit die kerke uit. Die kerke is julle probleemvolk, maar sit maar lekker daar, dan gee julle tiendes aan die predikante. Hulle is oor die algemeen almal oorgewig, en hulle doen nie hulle werk vir die volk nie. En julle gaan op 'n stadium vir hulle baie kwaad wees, want hulle het julle nie gewaarsku oor hierdie komende revolusie nie. Hierdie inkomste van so baie plakkers, wat veroorsaak dit? Die magsbalans in die land verander totaal. En hulle begin dan, hulle wil afdwing, en hulle eise stel. En as die geld opdroog, sal ons sien hoe die geweld dwars oor die land versprei. Maar nou ja, ons het ons voete op hierdie pad gesit, ons het hierdie bed gemaak, ons sal op hom moet slaap. Vader het dit so beskik, want ons wou nie luister, en ons wou nie bly by apartheid nie. Ons wou graag 'n New World Order, Rainbow Nation geword het. Nou ja, dan is dit soos dit werk.